So ons is vandag hier in die Vryheid area. Okay, ek praat met Neil Pelser. Hulle het nou al klaar geplant ensovoorts. Maar kyk gou daarso. Daai Badger, 2 tanks op die trekker, sleep Badger. Ons vra 'n bietjie vir hom. Hoekom, waarom en hoe daai ouetjie om hierdie seisoen hanteer. Neil, hoe lyk dit? Ons goed, dankie met jou. Nee, wat doodstil rustig. Jy sê hierdie jaar is jy regtig sommer baie vroeër klaar geplant gewees want ek het gedog ek gaan nog by jou draai en toe sê nee wat dit is goed klaar. Ja, nee, dit is so. Sê vir my, julle is hier Vryheid area. Gee my gou so 'n oorsig. Hoe lyk julle boerdery opset? Wat presies boer julle mee? Hoe loop die dinge? Ag ja, Choppie, ons boer so sojas en mielies hier in Vryheid omgewing. En ja, toe het ons nou maar besluit, ons het baie van julle video's gekyk en ons het gesien Badger is so 'n baie goeie planter. Wat jy kan sien en ja, dit het ons maar geprobeer en hier is ons nou vandag. En deur die seisoen moet hy homself gedra. Nee, hy het homself baie mooi gedra. In die begin het ons so 'n bietjie hiccups gehad en goed, maar Roan het dit vinnig uitgesorteer. So ja, toe het ons lekker geplan daarna en nee, dit het mooi geloop. Nou, jy het nou hierdie tanks wat jy voor op die trekker gesit het, verduidelik my gou hoekom het jy daai tanks opgesit? Wat is die doel agter hulle? Daar is nou maar net om agterna te gekom het met die vooropkoms en goed. Ons spuit vooropkoms met die is 'n Interlex. Ja. Ons spuit ons dit vooruit met die hoogloopspuit met wurmgif. Dan kom ons nou maar net agterna met die ander helfte van die dosis met Interlex So, verby. dis nou hierdie spesifieke, net gou hier, kom, dis nou hier in die agterkant. Dan hardloop hy met hierdie spuitjies agterna, nê? Nee. Ja, dan spuit ons hom weer agter met Interlex. Soos wat hy hom nou maar oopmaak daar, dis nou maar net vir vooropkoms en goeters in die voor laat die onkruid nou nie weer daar opkom nie, ja. Want hy moet dis net want daar waar die grond breek, moet hy hom net moet hy weer vooropkoms spuit, ja. Ek hoor jou. Ja. Okay, en jy het nou gegaan vir die EcoToll. Verduidelik my, hoe lyk julle bewerking dan nou? En hoekom 'n EcoToll? Hoekom nie net gewone konvensioneel nie? Ag, ons probeer maar 'n bietjie bewerkings en goeders bespaar en goed. Soos wat julle weet, trekkers en goed is duur om te koop om voor skoon te maak. So ons draai een bewerking reg deur die lande sit en ons probeer dit maar self doen ook, ja. En so dan hardloop jy hom net want ek neem aan julle het 'n bietjie swaarder grond. Hoe lyk jou grondtipe? Ja, ons het nogal 30% plus klei op van die kolle, so Ja. dit is groot klei inhoud, ja. So jy kan ook wegkom met dat jy nie elke jaar hoef te rip byvoorbeeld nie. Ja, ons rip elke 4de jaar op 'n stuk. So ons het ons plaas gedeel dat ons elke 4de jaar op 'n stuk kom wat ons weer deur rip, ja. Ja, dan maak hy sin, nee. Dan maak dit sin vir ons, ja. En sê vir my, het jy met hierdie wielietjie het jy issues gehad met die pakkery en daai goeders veral nou dat hy hierdie independent storie op het? Ons het baie min gehad wat hulle gepak het. Ons het bietjie grasse gehad en goed wat gepak het op 'n kol. Ja. Maar dit is maar net as dit baie taai is. As hy 'n bietjie gekiesa het en jy het geplant en is baie nat. Maar verder het hy nie gepak nie. Hy het hier en daar 'n klip ingekry, maar dis minimaal, ja. So hierdie storie dat hy nou heeltemal onafhanklik is van mekaar, daai twee goeders maak aan dat hy nou nie meer pak daar nie, want ek weet op van die ouer modelle het dit nog gebeur dat hy gepak het. Hy het baie min gepak, ja. En as jy nou kyk na die planter self, hoe hy gebou is en aan mekaar gesit is, want ek het al van die ouens hoor wat sê, okay, right, luister, maar jy kry mos nou van die planters wat baie swaarder gebou is. Ja. Wat sou jy sê van die struktuur ensovoorts? Is hy sterk genoeg gebou? Want ek weet ook Ja, hy is baie sterk gebou. Dit is 'n bulplanter. Ek dink nie ons gaan hom opgeplant kry nie. En wat ek ook baie like van die planter is, jy draai net daar om 'n land. Ons het baie kort kontourtjies en kort wenakkers. Jy draai net hier en jy gaan in en jy plant weer. Wat ja, ons sukkel dit om dit reg te kry met ander planters. Ek dink nie 'n ander 12 ry sou kon doen wat hy sou doen op die draai aksie nie, ja. Want kyk ook as jy want ek sien jy het nou gegaan vir die 3-punt op die quick hitch en dan hak hy nou sommer daarso in plaas van op die drawbar. Ja. So dan maar spesifiek vir daai draaie hoekom jy dit gedoen het. Ja, dis nou maar spesifiek vir die draaie en hy doen sy werk hoor. Hy draai net hierso om. Ja. Jy het nog nie aan jou eie planter vasgery nie, nê? Ek het hom al bietjie dink ek daai kant gevang.
Ja, so wat jy sien hier op hierdie boot het hy al gevang. So dan kom daai haak en vang hy hom daarso. O, maar dan moet jy nou weet, Dan moet jy weet jy het 'n bietjie gedraai. jy het amper op die draaibriek Ja, gewees, nee. ja, ek trap so 'n bietjie briek, maar hy kom dan mooi in weer op sy plek en ja. Nou okay, vryheid, julle is in die middel van nêrens, letterlik. Nee. Hoe sê julle dit dis in die middel van actually Natal en die Vrystaat is hoe lyk die diens in daai tipe van goeders? Ag, Tjoepie, as ons vir Roan hulle laat weet en goed, Roan was self ook hier gewees 'n paar keer, of een keer was Roan hier gewees en ja, wel hy stuur mense, as ons 'n probleem het, stuur hy mense uit en ons kry die ding aan die gang weer. Ja. So jy het nie issues gehad wat dit aanbetref ek nie 'n issue gehad. Ja, want ek wonder net omdat jy so ver van al die goeders af is. En jou gedagte rondom hierdie 2 jaar diensplan, wat dink jy daarvan? Ek dink nogal dit is ek dink dit is 'n goeie ding, ja. Ek is bly dat hulle mense kan diens en jy so ver van hulle af. Ek bedoel ons is seker 400 km van hulle af. Ja, dit is give or take. Nee, het jy die maar het dit enigstens 'n invloed gehad op die jou besluit om die planter te koop? Die feit dat hulle hom kom regmaak amper soos op 'n motorplan. Nee, nie eintlik nie. Ons doen alles maar meestal self, maar ons is dankbaar vir die 2 jaar wat hulle ons gee, wat hulle die planter kom deurgaan, ja. Ja, want julle is ook in die konstruksie en 'n paar ander goeders in, so julle is gewoond aan spanners swaai. Ja, nee, ons is gewoond daaraan. En sê vir my die tegnologie wat op die planter is en as jy nou kyk na sy up and down force en al daai goeders, hoe het jy dit ervaar? Ek dink nogal ons sou baie gesukkel het in Natal omdat ons grondtipes baie verander as ons nie up force gehad het nie, want dit is baie sandgronde, dan bulldoze alles en dan is dit moeilik. So nee, ek het dit nogal dit was heel interessant. Dit is maar 'n nuwe ding vir my ook, die Badger. En nee, hy werk. Dit is iets wat ek regtig kan sê wat werk vir ons. Hoe moeilik of hoe maklik is dit om hom te gestel te kry? Ek dink die eerste 4 kere was dit maar 'n bietjie 'n challenge geweest. Was bietjie gesukkel eers en totdat jy moet mos altyd daai sweet spot kry, jy weet, om reg te stel en te weet waar om down pressure en up pressure en goed te gebruik en ja, wel van nou af is dit maklik. So Dan loop 4 keer dan loop hy weer, ja. Singulation? Ja, hulle is mooi. Hulle het mooi opgekom. Maar soja, ek het nog nie 'n soja gesien wat jy plant wat omtrent binne 'n dag is al jou sojas op nie. Met die ander planters wat ek mee geplant het, ja, vat hulle partykeer so 3-4 dae voordat almal Jy meen hier het hulle geroer. Nee, hierso het hulle mooi opgekom. En gelyk. Ja, gelyk opgekom, ja. Ja, sien, dis wat jy soek. Dit is wat nee. mens soek, ja. Terwyl ons nou praat van die akkuraatheid van goeders, jou kunsmis? Nee, my kunsmis was akkuraat geweest, hoor. Soos wat jy hom, as jy 300 kg 'n hektaar stel, dit is wat hy gee. Ja, hy jok nie. So jy het vir 'n slag, dit wat jy gekoop het en dit wat jy gegee het, selle? Ja, hy het op 'n kol het ek bietjie gesukkel, maar dit was die kunsmismaatskappy wat hy gepak het met poeiers en goed. Ja. En ja, ek dink dit as jy moet bietjie 'n hoër kwaliteit kunsmis vat om te plant. Wel, ek dink as hulle hom mooi gesif het en hy het nie daai klomp poeier in nie, is dit nie 'n probleem nie. Ek dink veral by julle daai poeier trek op die vog. Ja, dis baie vogtigheid en goed. So ek moes hom 'n paar keer skoon gemaak het. Maar ja, ek dink as mens in Natal, veral hier by ons, moet jy met 'n bietjie hoër kwaliteit kunsmis plant met die vog, want hy pak ook maar aan op daai raaitjies waar hy uitgooi. Wat sou jy sê is die een ding as jy nou vat jou deur die hele seisoen deur, die een ding op die Badger wat jou die meeste beïndruk het? Ek dink my singulasie. Ek het nog nie 'n singulasie gehad wat so mooi is nie, maar ja, hy het mooi geplant. En my draaie. Ek bedoel my lyne soos wat ek gedraai het en ingekom het, ander planters reverse vorentoe, dan kom jy in met die Badger het jy letterlik uitgekom en jy het gedraai en jy het autosteer gesak en jy het gegaan. So jou draaie, jy plant hektare 'n dag as jy dit kan doen, ja. So alles kom terug na tyd toe. Ja, alles kom terug na tyd toe, ja. Uitstekend, Neil. Dankie baie. Right, dit is Neil Pelser hier van Vryheid se area af. Okay, so. As jy belangstel in 'n Badger, as jy tanks, né? Kry tanks aan die voorkant. Badger agterkant. Dan kan jy nou letterlik, né? Maak nie saak wat jy wil nie, jy kan nou genoeg goed in die grond insit en bo op die grond. So, as jy belangstel, linkie bo of onder, kom jy met hulle in kontak. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.